kan lewe tot eer van hom. Baie dankie. Kom ons maak die woord van die Here oop by 1 Korintiërs, die eerste hoofstuk. 1 Korintiërs hoofstuk 1. Ek gaan vir ons voorlees vanaf die 17de versie. Dit handel oor die wysheid van God en die wysheid van die wêreld. 1 Korintiërs hoofstuk 17, hoofstuk 1 vanaf vers 17. Nou voordat ek begin, u sal nou opgemerk het hier op die bord was die kruisiging, die dierprys wat hy vir ons betaal het, en toe staan daar onder geskrywe, uit genade gered. En ek het daar gesit en ek het dit gesien en my gedagtes het gegaan na die betekenis van die woord genade. En ek wil dit graag nou met u deel, so as ons so deur die woord nou gaan en ons sit aan die tafel, dat ons sal onthou wat beteken genade. Genade beteken onverdiende guns. Is mooi, né? Onverdiende guns. Ons kan niks doen om die liefde en die genade van die Here, die werking van die Here in ons lewens te ervaar nie. Dis onverdiend. Onverdiend. Kom ek lees vir u voor vanaf vers 17 in 1 Korintiërs hoofstuk 1. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore is, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo, te red. Want die Jode vra 'n teken, en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode, en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies, om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies, om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Ek lees tot daar uit die woord van die Here. Nou, as die mans wat kan staan, sal versoek ek asseblief om te staan, dan verenig ons saam in gebed, en ons dra hierdie diens aan die Here op. Ons aanbid u vanmôre, Hemelvader, vir u liefde, vir u genade, vir u begeerte, om met ons gemeenskap te hou,
Ons aanbid U vanmôre vir U groot liefde wat U vir ons het. Soveel so leer die Bybel vir ons dat U U eersgeborene seun gestuur het na hierdie aarde toe om vir ons gekruisig te word, om vir ons sonde gemaak te kan word, sodat ons deur hom, in hom, vryheid, blydskap en die reg mag ontvang en sal ontvang om onsself kinders van U te kan noem. Ons dank U omdat U ons bewaar en gedra het deur hierdie week wat verby is. Ons dank U dat ons kan vra, Here, dat U in hierdie oomblik en deur die verkondiging van U woord, en ook as ons net aan die tafel gaan sit, dat U opnuut ons geestelike oë sal open, dat ons sal sien, Here, wie U werklik is, dat ons met ons beperktheid sal verstaan, en dat dit ons opnuut sal motiveer om ons lewens aan U oor te gee, onsself aan U toe te wy, om te kan lewe tot U eer. Here, seën ons asseblief, seën alles wat ons gaan doen hier vanmôre, seën dit, verheerlik U self, en bereik ook U goeie doel, deur die verkondiging van U woord, deur die bediening van die nagmaal, in elkeen van ons se lewe. Ons bid dit in U wonderlike naam, met dankbaarheid, omdat ons weet, U is die behoorder, U is die hoorder en die beloner van dit wat ons bid en vra. Amen. Nou, liewe vriende, ek gaan met die Here se genade vanmôre met u praat, na aanleiding van 1 Korintiërs 1, die 18de versie. Ek lees dit net weer vir u. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die woord van God is wel vir hulle wat dwaas is, wat verlore gaan, is die woord van God dwaasheid. Maar vir ons wat gered word, vir ons wat gered is die woord genade, is die woord krag van God. En ek wil by die geleentheid vanmôre met u praat, na aanleiding van hierdie woord, rondom die sentrale gedagte, die woord van die kruis. En liewe broer en suster, liewe vriende, as ons nou vanmôre met u praat oor die woord van die kruis, dan is die hele doel daarmee, die doel wat ons wil bereik, om ons vanmôre hier net weer opnuut te laat insien, die duurprys wat Jesus aan die kruis betaal het vir ons siele. Die duurprys wat hy betaal het om ons los te koop vanuit die bande van sonde. Om ons te red van die toorn van God. Die wonderlike vrymoedigheid, die woord van die kruis, om te kan bid vir ons krankheid. U weet, die hart van die Christen godsdiens is die Bybel. Dis die hart van die Christen godsdiens. En die hart van die Bybel is die kruis. Die hart van die kruis is die hart van God. 'n hart vol liefde en teerheid vir sondige mense. Die kruis van die Here Jesus, of die kruisiging van die Here Jesus, was sekerlik die gruisaamste gebeurtenis in die geskiedenis van die mens. Maar in dieselfde woord, in dieselfde asem, die wonderlikste, as dit kom by die genade en die liefde van God vir ons, helverdiende sondaars. Hy het ons so lief gehad, dat hy, en dit is wat ons nou met bietjie gaan deurtrap, in gedagte die tema, die woord van die kruis, so lief gehad,
dat hy sy seun vir ons gestuur het. Nou as ek nou vanmôre met u praat oor die woord van die kruis, dan openbaar dit vir ons drie aspekte. Drie aspekte wat uitstaan. Die eerste is die woord van die kruis openbaar God aan die mens. Die tweede aspek is die woord van die kruis stel God bekend aan die mens. En dan die derde aspek, die woord van die kruis, is God se uitnodiging aan die mens. En kom ons kyk nou eers na die openbaarmaking of die openbaring van die woord van God in die kruis van die Here Jesus. Ons teks van oordekking sê, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Ag, u hoor saam met my, soos ek, hoor u daagliks hoe dat die ongeredde met die woord van God spot. Hoe dat hulle daarmee spot. Hulle het geen respek en liefde nie, vir hulle is dit dwaasheid. Dwaasheid. Hulle neem nie die gesag en die wonderlike inspirasie en die waarskuwings en die uitnodigings van die woord neem hulle nie aan nie. Dis dwaasheid, sê die Bybel, vir hulle wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die krag. Nou die hele aspek van die woord van die kruis kom tot openbaring in die gemoed van die mens. Want die woord van die Here sê vir ons, dat ons is van nature geneig na sonde. Maar die woord, die openbaring van die woord, die openbaring van die krag van die kruis van God, is 'n inspirasie vir ons. Christus, die krag van God, die wysheid van God. En daarom is dit so wonderlik dat as ons nou praat van die kruis, dan fokus ons op Christus. Want Christus is die manifestasie van die krag van God. As ons maar net dink aan die krag van God by die skepping. Die Bybel leer vir ons dat God het die skepping, God het die aarde, God het alles geskep deur 'n woord. As ons dink aan die saligheid wat God bewerk het vir die mens, het hy sy woord gestuur, sodat sy woord kon intree, vir ons kon betaal het vir ons sonde. Sy woord. Hy het die woord gestuur. Die gedagte van krag van God gee uiting aan die totale werksaamheid van God in Christus om mense te red. Om mense wat op pad is na die ewige verdoemenis, om dit vir hulle moontlik te maak, om die ewige lewe te kan beerwe. As ons dink aan die krag van God, en ons dink maar net aan die geboorte van die Here Jesus, die krag wat daar was, dink aan die woorde wat die engel aan Maria gesê het. Hy het gesê, 'n wonderwerk, krag. Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Die krag van God in Christus. Liewe vriende, as ons broer en suster, as ons maar dink aan die lewe van die Here Jesus hier op die aarde, soos die Bybel hom aan ons bekendstel. Dit was krag.
Hoor wat die Bybel vir ons sê. Hy sê in Romeine 1 vers 3 tot en met 4. Hy sê aangaande sy seun wat gebore is na die vlees, die menslike natuur. God is gebore in Christus Jesus as die ewige God mens. Gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid en na die gees van heiligheid, die goddelike natuur, met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons Here. So God het in die persoon van Jesus na die aarde gekom in krag as die ewige God mens. Dit is Jesus wat die las, wat die sondeprys vir ons betaal het. As ons maar net dink aan die dood van die Here Jesus, die krag wat daar afgespeel het. Want toe Jesus aan die kruis hang, was hy sonde gemaak. Onthou, Jesus was nie soos ons as mense in sonde ontvang en gebore nie. Hy was heilig, sondeloos. Maar hy het na hierdie aarde gekom om vir die sonde van die ongeredde, vir die sondaar mens te kom betaal. Daarom sê die Bybel vir ons, dat vir ons regverdigmaking het hy aan die kruis gehang. Het hy aan die kruis gesterf. Daar is hy sonde gemaak. Daar het my en jou sonde, die menslike geslag se sonde, op hom neergekom. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Jesus. Jesus het die prys aan die kruis betaal vir ons sonde. Gewilliglik. Hy was nie gedwing nie. Hy het dit gedoen, gedryf deur liefde. Hy hang aan die kruis, die verskriklike, traumatiese aanranding. Hy was gemartel, inteendeel soveel so, dat die Bybel vir ons sê, die mense het hulle oë weggedra. Hy was nie so mooi soos wat ons vandag dit sien, waar hulle hom bekendstel aan die kruis hang op 'n kruisie nie. Hy was een bloedmassa. Hy was gekastei, hy was vernietig. Nie net fisies nie, maar ook emosioneel. Vernietig. Vir ons sonde. En die Bybel sê vir ons die krag aan die werk. Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee, sodat ek en jy vandag in die lig van die krag van die woord van die kruis gered kan word. Krag van God aan die werk. Die opstanding van die Here Jesus. Dink aan die krag wat daar plaasgevind het. Wat die uitnemende grootheid van sy krag vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewerk het. Liewe broer en suster vriende, dit was God se krag wat aan die werk was. Dit lees ons in Efesiërs 1 vers 19 tot en met vers 20. Die opstanding van die Here Jesus was die grootste wonder, soos wat die wonderlike dankbaarheid en duurprys wat hy betaal het vir ons om gered te kan word, was die opstanding die grootste wonder op daai stadium, inteendeel tot vandag toe nog ooit. Dink maar aan die krag as dit kom by die redding. Die krag van die Here Jesus waarmee hy siele red. Want ek skaam my nie, skryf Paulus in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie,
want dit is 'n krag van God tot redding vir elke een wat glo. U hoor, liewe vriende, broer en suster, en daarom kan ons vanmôre met dankbaarheid aansit aan die tafel van die Here, want ons het dit nie verdien nie, ons kon dit nie verdien nie, ons kan dit nie verdien nie, niemand kan dit verdien nie. Dis genade. En die vereiste om hierdie wonderlike genadegawe deelagtig te kan word, is om te glo. Here, ek glo wat die woord sê, en dit werk hy ook in ons harte, want ons kan dit selfs nie in ons emosie indink, en ons wil dink en sê, maar ek glo nie. Hy werk in ons harte die geloof, en daai werking trek ons na God toe, en Jesus kom, en hy wederbaar ons, en hy reinig ons van ons sonde. Daar is niks in die heelal, niks in hierdie heelal, dit maak nie saak wat die slimste mens sê, die regering, die magtigste in die menslike oë regering sê, dit maak nie saak nie, daar's niks in hierdie heelal, wat 'n individu so kan verander, soos wat Jesus dit kan doen nie. Ek wens ek het vanmôre tyd gehad, ek het al so genoem, as ek maar net vir myself kon vertel, hoe my lewe was voordat ek by die Here Jesus uitgekom het, en nadat ek by hom uitgekom het, hoe my lewe toe uitgedraai het. En so het ek baie getuienisse gehoor, en ek meen, u sit van u ook hier vanmôre. So dis 'n krag van God, waarmee Jesus red. Hierdie wonderlike openbaring, sodat dit ons kan motiveer, om te lewe tot eer van die Here. 1 Korintiërs 24 vers 30 sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God. Wysheid. En daarom het ons die wonderlike voorreg en verantwoordelikheid, om met hierdie wysheid te praat, en mense te bearbeid, te getuig. Het die wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. My liewe broer en suster, dit is hoekom die woord van die Here kinders van die Here roep, om op daardie plek te kom waar hulle opnuut die bestuur van hulle lewens aan God sal oorgee, sodat hy hulle kan vul met sy liefde, en hulle kan heilig, en hulle kan verlos. Daar's geen rede waarom 'n kind van die Here met sonde in sy lewe kan sit, met die gedagte dat hy nie daarvan verlos kan word nie. Heiligheid, onberispelik voor God. Nou, liewe broer en suster, dis 'n feit, dat nie een van ons sondeloos volmaak in hierdie lewe sal kan word nie. Dis 'n feit. Ons is in hierdie wêreld, en daarom is ons onder die inspirasie en die beproewinge en die versoekinge van die duiwel, is die moontlikheid daar nog om verkeerde dinge te kan doen. Maar die wonderlikheid daarvan is, as ek my vertroue in hom plaas, dan reinig hy my. Soos hy my bewus maak van dit in my lewe wat hom nie behaag nie, en ek bely dit, dan heilig hy dit, en hy verlos my daarvan. Hy verlos my daarvan, sodat ek kan lewe tot eer van God. As ons dink aan die regverdigmaking, jy weet die wonderlike prys van dit wat Jesus aan die kruis betaal het, al die sonde in die verlede, al die sonde in die hede, al die sonde in die toekoms, voordat ek my lewe aan hom geplaas het, het hy voorbetaal. Het hy betaal. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, geregtigheid, sê 1 Korintiërs 1 vers 30. Die volle prys, hy moes die volle prys betaal. Nou is dit my en jou verantwoordelikheid, nadat ons vertroue in hom geplaas het, om nou geset, toegewyd en gehoorsaam te lewe, en te waak en te bid,
dat ons nie in versoeking val nie, en indien ons in versoeking sou kom, om ons oog op hom te hou. Dis ons verantwoordelikheid deur sy inspirasie en sy werking in ons lewe, om nie nou sonde te doen nie. Daarom is dit moontlik om te kan lewe posisioneel volmaak, en dit is, ek is my van geen ding bewus, wat tussen my en God staan nie. Nou as ons nou kyk na hierdie krag van God, die openbaring van die krag van God by die kruisiging, dan kan ons nou verstaan wat die vraag in die Ou Testament is. Die Ou Testament sê, hoe sou dan 'n mens regverdig wees by God? En hoe sou hy rein wees wat uit 'n vrou gebore is? Job 25 vers 4. Hulle het verstaan, dis onmoontlik vir die mens om uit homself uit geregverdig te word, gered te kan word. Maar Jesus het die prys betaal, die krag, die woord van die kruis. Die woord van die kruis. En daarom kan ons vanmôre hier sit met die sekerheid in ons harte, Here, ek is deur u genade, u reiniging, u verlossing, is ek op 'n plek waar ek losgemaak is, bevry is van sonde. Ek is op 'n plek, Here, waar u my wil hê, geestelik. Ek het my oorgegee aan u, sodat u in my en deur my kan werk, en as u aan my openbaar iets in my lewe wat u nie behaag nie, is ek gewillig om dit reg te maak. Reg te maak. Dis die openbaring van God aan die mens, deur Jesus. En daarom is ons bevoorreg vanmôre, om aan die tafel van die Here te kan sit, en terug te kan dink. Terug te kan dink. En dis ver te groot vir ons verstand, maar ons het die vermoë, ons het die wonderlike, die werking van die Here, om terug te kan dink aan dit wat Jesus aan die kruis vir my betaal het. Die Bybel het vir ons gesê, vir die wat nie gered word nie, is die woord dwaasheid, maar vir die wat gered is dit 'n krag, 'n krag. En die woord het vir ons gesê, dat ons nie uit onsself uit nie, ons kan nie werk nie. Die woord het daar, ons het dit gelees, hy het gepraat van dwepers, en hy het gepraat van rationaliste. Hy praat van mense wat dink hulle moet werk. Nee, maar dit kan nie so werk nie, dit kan nie so werk nie. Dis genade en genade alleen. Dis die boodskap van die kruis wat 'n mens buig. Dis die boodskap van die kruis wat 'n mens inspireer, om deelagtig te word. Dit wat Jesus vir my gedoen het. En dit bring my by die laaste openbaar, of die laaste kenmerking, en dit is die uitnodiging. Die uitnodiging. Die woord van die Here sê vir ons, dat tot vandag toe nog gaan die roepstem van die Here uit, na mense, om hulle lewens aan hom oor te gee. Tot vandag toe nog, dit is God se doel. Die Bybel leer vir ons, dis God se wil, dis God se begeerte, dat almal gered moet word. Inteendeel die woord sê, en dat nie een verlore mag gaan nie. Nie een nie. So die hele krag en die hele boodskap van die kruis is, die genade vir 'n verlorene. Iemand wat op pad is na die ewige verdoemenis. En daarom kan ons vanmôre met dankbaarheid ons harte buig, ook as ons gaan aansit nou aan die tafel, om te kan sê, Here, ek dank U vir die getuienis in my lewe, wat U vir my kom doen het. Dat dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo te red. Roeping. Sy roepstem sê vers 24 in 1 Korintiërs 1, gaan tot vandag toe nog uit, na mense. En dis hoekom ons die wonderlike voorreg het, om nagmaal te kan gebruik, sodat dit ons geloof kan versterk, sodat ons mense kan gaan waarsku, en die uitnodiging draai om twee woorde. God roep mense na hom toe,
En God werk die krag en die genade in die hart van daai mense om te glo aan dit wat hy aan die kruis vir hulle gedoen het. En hulle sal hierdie wonderlike versekering ervaar van sy liefde en sy genade. My liewe broer en suster, die woord van die kruis is baie duur. Die Bybel sê vir ons, duur, julle is duur gekoop. Duur gekoop. So kom ons dank die Here vir sy liefde en sy genade. Kom ons dank die Here vir sy begeerte om deur ons te kan werk, sodat ons mense kan waarsku en met mense kan deel die liefde van die Here. Amen. Nou ons gaan nou oor tot die bediening van die nagmaal en ek gaan vir u hierdie voorlees en ek wil vra dat u asseblief daarna sal luister met genade en ook terwyl ek dit vir u lees dat u self sal ondersoek oor hoe dat u staan aangaande hierdie saak. Die woord van die Here sê vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 11 en ek lees vanaf die 23ste versie vir u voor. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. As ons nou aansit aan die tafel, dan dink ons terug tot die gedagtenis van die Here Jesus. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Totdat hy kom. Dis wat ons vanmôre gaan doen. Ons verkondig die dood van die Here God en ons gaan hiermee voort totdat hy kom. Wie dan, en hier is nou 'n belangrike saak, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. My liewe broer en suster, wat dit vir ons sê is, dat ek moet vanmôre aan die tafel van die Here sit. Maar as daar dinge in my lewe is, wat ek voor die Here weet, nie reg is nie. As hy dinge in my lewe vir my gewys het waarmee ek moet breek en ek het nie daarmee gebreek nie. Dis hoekom die woord sê, beproef jou. Beproef jou. Dan moet jy nou die saak regmaak. Jy kan nou vir hom sê, Here, vergewe my. Vergewe my. Dan beantwoord jy aan die standaard. Maar as jy nie, het ons gehoor, wat sal gebeur? Daarom beproef u nou self voor die Here en vra die Here, as u dinge in die lewe het, dat hy jou sal vergewe, sodat jy waardiglik aan die tafel van die Here kan sit en die nagmaal kan gebruik. Nou voordat ek die tafel gaan verlaat, of die kansel gaan verlaat en ons die nagmaal gaan bedien, wil ek tog aan mense uitnooi wat nie lidmate van hierdie kerkgenootskap is nie. U is welkom om saam met ons nagmaal te gebruik as u 'n getuienis in die hart het dat u 'n kind van die Here is. As u uself beproef het en waardig is om die nagmaal te kan gebruik. So u is baie welkom om saam met ons nagmaal te kan gebruik, as u aan hierdie standaard voldoen. Nou ons gaan 'n lied staande saam sing, en dan net om die kerkraad die geleentheid te gee om die tafel in gereedheid te bring,
die lied soos dit sal verskyn daar op die bord. Gaan ons staande saam sing asseblief. Brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook weer. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in U woord my Heer aanskou. Kom ons maak dit ons harte stil voor die Here, dan gaan ons ou Jan Japie vra om vir ons die seën te vra oor die tafel. Ons liewe Heer, as ons vanmôre hier by die tafel aansit, dan besef ons dat ons dit nie verdien, Here. Dat dit wat U vir ons gedoen het, en die feit dat ons gered is net genade. En ons bid, Vader, dat U met ons sal wees, wanneer ons hierdie brood en hierdie beker gebruik, dat ons dit sal nie 'n oordeel oor onsself sal bring nie, maar dat ons dit sal gebruik tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Seën ook vir ons in die gebruik van hierdie beker en wyn, beker en brood, Here. Ons bly dit van U in Jesus se naam. Amen. Want ek het van die Here
sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met hom tot die doel. Lei hy my soms deur beproewing. Lei hy my soms deur beproewing. Lei hy my soms deur beproewing. Gaan ek met hom tot die doel. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek weer gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met hom tot die doel. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.